Goeiemôre aan julle pragtige mense, hier is op die 3de van die 11de en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy, kom ons vat nog so lekker sluk. Daar is hy. Kom ons kyk wie kom op vanoggend. Ek het hierdie naweek daar by, was dit die naweek? Seker Saterdag of Vrydag. Het ek gou 'n koffietjie gedrink by Wovotello. Dit is so, daar is so Andrew. Andrew, jy was weer te vroeg vanoggend dat jy vir my 'n boodskap stuur. Joh. Maar in elk geval, ek was by 'n koffieplekkie gewees, hier so in Olympus, Wovotello. En hulle het ook hulle eie koffie, en hulle koffie is vrek lekker. En ek het nou vanoggend vir hulle 'n e-mail gestuur, ek hoop hulle sal vir ons endorse hier so op Koffie met Brood, want daai ander groep is eenvoudig net te stadig. Goeiemôre Debbie. Hulle is eenvoudig net te stadig. So die koffie daar is baie lekker, en ek hoop om vandag van hulle te hoor, want hulle soek idees om hulle produkte te promote. En so kom ons kyk maar. En is ook nie duur nie, is in dieselfde ballpark as, jy weet, dieselfde pryslyn as baie van hierdie ander plekke. En ek hoop regtig hulle sponsor ons 'n sak koffie elke week of week en 'n half, met daai klein 250's. Pierre, wat sê jy? Goeiemôre. En ek hoop maar hulle sponsor vir ons, want elke bietjie help, jy weet. So kom ons kyk maar, dat ek sal julle op hoogte hou van dit. Shalom, ou Pierre. En hopelik, net hopelik, dan het ons daarom iemand wat die koffie sponsor, dit sal goed wees. Maar dit is nou al meer as 5 jaar dat ek Koffie met Brood doen, en dat ons die Federale Alliansie gaan nou aan vanaf 2022. So dit is nou al 3 jaar, en ek sal seker vandag of môre hoor van die konings, loftie goeiemôre, vir 'n meeting nou donderdag. So die dinge loop. Partykeer voel dit vir 'n ou, dit loop te stadig, maar dit loop. Nee, dit loop. In elk geval, wat gaan aan in die wêreld? Hierdie naweek was bietjie van 'n negatiewe en 'n positiewe naweek wat sport aan betref. Ja, ons het die Japanners nou uiteindelik huis toe gestuur met ons oorwinning oor hulle 61-7. Hulle het nou gesien, jy kan nie teen die Springbokke speel nie. Daai 2015 was 'n vloek. Jan, goeiemôre, wat sê jy? En maar ons cricket mans het die T20 sleg verloor in Pakistan. Ek weet nie hoekom hulle hierdie ouens insit wat glad nie flippend behoorlik kan speel nie, maar in elk geval, gaan nou nie my bloeddruk daaroor opjaag nie. Ons vrouens het goedmoedig probeer gister om die wêreldbeker te wen vir die eerste keer, maar Indië was meer honger geweest, mense kon dit sien. Hulle wou daai game wen. Dit was hulle 3de wêreldbeker finale, dit was ons eerste, en hulle het al 3 glad nie, of hulle het niks gewen nie, die Indiërs, so hulle was uit om daai wedstryd te wen hoor. Maar nou ja, ons vrouens het goed gedoen, en ons kom daarom huis toe met 'n silwer medalje, en dis goed. Dis beter as niks nie. Maar ek was teleurgesteld in die mans cricket. Ja, ek was teleurgesteld, maar in elk geval. Kom ons kyk 'n bietjie wat in hierdie wêreld aangaan. Ek gaan sommer begin met Duitse nuus. Wat in Duitsland gebeur, want Duitsland speel 'n baie belangrike rol vir ons vorentoe. Elektrisiteit en gaspryse skiet die hoogtes in. Dit is absoluut skrikwekkend hoe duur dit nou raak daarso wat elektrisiteit en gas aanbetref. Dit is so erg dat al hoe meer maatskappye nou toemaak daarso. En dit is asof 'n de-industrialisasie plaasvind. Met ander woorde, daar kom 'n punt in jou ekonomie waar jou industriële aksies minder raak as 50%. En dit is nie 'n goeie ding vir 'n land nie. Nou moet jy al hoe meer invoer, en eventueel eindig jy met 'n verlies in jou ekonomie wat skrik vir niks. So dis waar Duitsland daar is, en ek is eintlik bly dat hulle daar is. Dit gee vir die AfD meer kans om oor te neem. Hierdie was vir my 'n gruwel. Daar's 2 gruwels wat nou hierdie afgelope naweek plaasgevind het wat kerkbedrywighede aanbetref. Die een het verlede week plaasgevind hier in Suid-Afrika, wat ek net nou met julle sal deel.
in elk geval, as ek so vry van my oor, want julle weet, ek dra mos verskillende brille, 'n leesbril, 'n versienbril en dies meer. 'n Katholieke Duitse biskopkonferensie, is nou in Duitsland natuurlik, Katholieke Duitse biskop, Rudy wat sê, as jy my groet, dan weet ek jy is veilig terug in Hoedspruit. Daar is hy. Ek hoop jy die naweek geniet. Rudy se familie het verjaar en hy het vir my laat weet, hy was op pad, hy was net 'n bietjie te wyd vir 'n koffie. Maar in elk geval, ek is bly om te sien hy is veilig. Katholieke Duitse biskopkonferensie publiseer 'n queer guide, né? Hierdie gids beskryf nou transgeslag en moffies en al daai tipe van goed en hoe om hulle te hanteer, bla bla bla. Goeiemôre Rali. Rali, jy was lanklaas op gewees. Baie welkom weer by ons. Dit beskryf hierdie goed in diepte, hierdie biskoppe. Dit is die kerk wat hierdie goeters endorse. Verstaan julle dat in die Christendom is daar ook waarheid en leuns. En ons gaan dit nou, ek gaan 'n berig vir julle net nou gee wat in Suid-Afrika gebeur. Daar is waarheid en daar is leuns. En die duiwel gebruik absoluut die wonderlike weermagsteorie van divide and conquer. Verdeel hulle, dan kan jy hulle maklik oorwin. Dis wat hy gedoen het. Dis 'n Sun Tzu ideologie. Né? As jy hulle kan in groepies opbreek, kan jy hulle maklik oorrompel. Maar daar moet een of ander tyd, moet daar 'n stem opstaan wat sê, genoeg is genoeg. Jenny, goeiemôre. Jy sien, ons as Christene is gewoond aan die term, draai die ander wang, en wees lief vir jou vyande. Maar ons verstaan nie daai terme nie, en ek het al vir julle vertel wat daai terme beteken. Maar omdat daar 'n valse neiging is van draai die ander wang, is ons geneig om te sê, ag, is okay, jy weet, die Here sal hulle uitsorteer. Alles wat Vader doen in hierdie wêreld, doen dit deur die mense. Nou hoekom kan die mense hulle nie uitsorteer nie? Jy sien? Ek sal sê, soos Paulus gesê het vir daai groep in Titus, sal ek sê vir hierdie groep, mag die Here hulle bestraf en hulle hel toe stuur, want dis waar hulle hoort. Want hulle is besig met duiwelsdrek. Nee, nie net hulle nie, maar ook hier in Suid-Afrika. Tussen 2015 en 2024 was plus minus 426.000 Duitsers die teikens van etniese geweld. Met ander woorde, mense wat uit ander lande uitkom en vir hulle aanval, hulle beroof, hulle besteel, steek met 'n mes, skiet, al daai tipe van goed. Enigiets wat kriminele oortredinge aanbetref. 426.000 Duitsers in die afgelope 10 jaar, 9 jaar, plus minus. Dit is wat die onwettige migrante daar doen. Dit is so duidelik soos daglig. Duidelik soos daglig. Die Bild-koerant het nou berig daarso in Duitsland, dat 'n ou met die naam van Adballa, hy is 22 jaar oud, hy is 'n Syriër, hy moet nie eens in Duitsland wees nie. Hy het 'n Wes ontwerp, julle ken hierdie bomgoeders wat hulle op hulle plant, dan blaas hulle self op. Hy was besig met 'n terreurbeplanning, hulle het hom gelukkig op die regte tyd geonderskep. Die moslim-ideologie is die tweede grootste gevaar in hierdie wêreld op hierdie stadium. En ek sê tweede grootste. Julle weet wat die eerste grootste is. Mense, indien ons nie opstaan nie, en doen wat ons moet doen nie, is ons in ons myn. Maar in elk geval, Huntingdon, Engeland. Brittanje word ook oorrompel deur hierdie massa onwettige immigrante. 'n Swart Brit, hulle noem hom hy's eintlik 'n Brit, maar hy's swart. En ou van die Karibiese eilande, ja, ek dink Engels, Karibiese eilande, is gearresteer vir messteek op 'n trein in Huntingdon. 10 mense ernstig met messe beseer deur mesaanvalle. Die Karibiese ou is vrygelaat, maar nie die swart ou nie. Maar hulle noem hulle is Britte.
Waar in jou lewe voor 1970, 1980 het jy ooit 'n swart Brit gekry, 'n swart Engelsman? Waar in jou lewe? Dit bestaan nie, man. Dit is etniese vermenging op die hoogste vlak. En hierdie goed, hulle word eenvoudig in hulle koppe nie gesond nie. Hulle is uit om te moor en te steel en dit sal altyd so wees. As hulle nie beheer word nie, sal dit altyd so wees. Veral in die mense met die moslim ideologie. In elk geval. Kom ons kyk wat sê ou Trumpie. Daar was gerugte dat Donald Trump Venezuela sou binneval, hy het dit ontken, maar hy het ook erken dat Maduro nie baie lank gaan lewe nie, en dat hy van daai president gaan ontslaa raak. Dit is wat ou Trump gedoen het. Dis een van die dinge wat hy gedoen het. Hy het gesê, hy gaan vir Venezuela pak gee, op groot skaal, maar daar het nou 'n ander berig uitgekom. Trump het 'n direkte brief geskryf aan die Nigeriese owerhede en regering, waar hy sê, hy gaan Nigerië bom, as hulle nie ophou om Christene dood te maak nie. So Donald Trump het sy visie in Afrika. Reg oor die wêreld het hy sy visie en hy kyk wat gebeur. Hy weet presies wat in Suid-Afrika gebeur. Hy weet presies wat in Afrika gebeur. En daarom het hy nou vir die Nigeriërs gewaarsku, kry julle huis in orde of ek sal dit vir julle in orde kry. Die Nigeriese regering is hulle is doodstil. Hulle weet nie wat om te sê nie. Hulle is doodstil. Kom ons kyk wat daar gaan gebeur. Dit gaan flip en interessante fun and games wees. Trump is gatvol vir sekere goed in die wêreld. En ek weet hoekom hy gatvol is, want sekere goed in die wêreld ondermyn sy ideologie van totale mag oor die wêreld. Dis wat ek dink in elk geval. Dis my opinie. So, dis nie al nie, die Pentagon het nou besluit dat Amerikaanse Tomahawk missiele nou deur die Oekraïne kan gebruik word teen Rusland. As jy nou nie weet nie, 'n Tomahawk missiel is 'n missiel wat baie ver kan trek en Russiese hoofstede kan teiken. Maar die uiteindelike besluit vir die gebruik daarvan lê by Donald Trump. Persoonlik dink ek hy's nie so onnosel om daardie missiele teen Rusland te gebruik nie. Dit gaan grootskaalse probleme vir Amerika veroorsaak. So ek dink nie hy gaan dit doen nie. Maar die Pentagon, weet julle wat is 'n warmonger? Mense noem dit 'n warmonger. Dit is iemand wat die hele tyd net 'n oorlog wil begin. Hy wil 'n oorlog stig, hy wil 'n oorlog begin. Nou Pentagon se generaals, die generaals van Amerika, is volsulke ouens. Dis volsulke ouens, want hulle wil hulle spiere bult. Hulle gee nie om hoeveel mense hulle doodmaak in die proses nie. Jy weet? Dit spat on the backs en groot smiles as 'n missiel die job doen. Met ander woorde, hy blaas 20, 30, 40, 50 mense to hell and gone en hulle is dood en die generaal smile. Kyk, dit het gewerk. Dis 'n warmonger. Dis ouens wat nie omgee nie. Hulle sit in hulle glashuise en hulle gee nie om vir mense lewens nie. En dit is die kern van die federale alliansie. Ons gee om vir alle nasies. In any case. Hierdie was vir my baie interessant geweest. Ek het so 'n halwe YouTube video gekyk daaroor. Seker een van die grootste museums in die wêreld nou. Hulle noem dit 'n Grand Museum of Cairo. Is nou geopen in Egipte, in Kaïro. Dit lyk flippend smart. Dit is seker 'n rede om soontoe te gaan, as jy nog nie die piramides gesien het nie. Een van die redes, maar hierdie Kaïro Museum is nou 'n baie groot aantrekkingskrag. Lyk my daar was orkeste wat nie wou deel wees van die openingsseremonie nie. Toe is hierdie orkeste virtueel deel van die openingsseremonie. Ek sal ook nie in 'n flippin skewe moslimland wil ingaan nie. As ek weet hierdie ouens is teen enige ander ideologie, sal ek nie daar ingaan nie. As jy manier nie. In elk geval, in ander nuus. Ons bly in Amerika, die FBI het 'n potensiële terroriste aanval gekeer in Minnesota. Minnesota nie, in Michigan. Kash Patel sê hulle het hierdie ou gekeer.
Het was op hulle Halloween naweek waar nog een of ander flippin idioot wou mense opblaas. Jy weet? Ek kan nie, terroriste ideologie kan ek nie verstaan nie. As die regering nie wil luister nie, dan blaas ons die mense op en ons blaas die projekte op. Nee, die installasies en sulke goed. Hoekom wil jy dit doen? Hoekom gaan blaas jy nie net die regering op nie? Jy sien, hulle kan nie by die regerings uitkom nie. So hulle gemaak liewer die mense seer. Dis 'n absolute verarmde denke wat, jy weet, daai tipe mense is, weet jy, dan moet 'n makliker manier wees om 'n ou se IQ te kan lees. As hy net deur 'n flippin terminaal gaan by 'n lughawe, moet ou kan sien, hierdie ou se IQ is 10, dan moet jy weet hy is 'n gevaar vir die samelewing. Dan moet 'n maklike manier wees. Flip het. Want van hierdie goed, mense, dis skrikwekkend. China het nou die Shenzhou 21 verlede week gelanseer met hulle ruimte, wat noem hulle in Chinees, cosmonauts. Gaan nie sê wat hulle in die Kaap noem nie. Hulle cosmonauts gelanseer na hulle ruimtestasie toe, dit was baie suksesvol. China is nie agter wat tegnologie aanbetref nie. Hulle het wel in die beginjare, die vroeëre jare, veral in die 1900s, het hulle baie Amerikaanse tegnologie gesteel, maar hulle het absoluut verbeter op baie van die goed. Virginia Giuffre se broer, julle weet wie sy is, nee? Een van die mense wat gemolesteer is deur Epstein en ander wêreldleiers. Hulle vra nou prompt uit op nasionale media dat die Epstein-leers uiteindelik aan die publiek geopenbaar moet word, want dit is net 'n foefie op hierdie stadium. Hulle speel games met daardie leers. So dit is natuurlik nou Amerikaanse nuus waar dit nou uitgekom het. Die VSA het besluit hulle gaan geen van hulle hoë gesante stuur na die COP30 vergadering in Brazil nie. Dit is een of ander industriële vergadering. Hulle het besluit hulle gaan niemand so toe stuur nie, want Brazil en Colombia en Venezuela staan ons nou saam, jy sien. Daai julle wat ek vir julle Vrydag gesê het. Hulle staan ons nou saam, so ou Trump het besluit, sy ouens gaan nie so toe nie, as nie manier nie. Net soos met hierdie ding hier in Suid-Afrika. As jy produkte koop by Temu en Shein, hierdie was nou 'n interessante berig wat uitgekom het. Shein veral probeer realistiese sekspoppe verkoop in Australië en in Frankryk. Hulle probeer die Australiese wette omseil deur te sê hierdie is mannekyne, winkelvensterpoppe. Hulle probeer regtig hierdie goed verkoop. Ek het nou al gekyk na hierdie Shein webtuiste en goed. Hulle het ordentlike mooi goed, maar lyk my saam met die mooi is daar altyd die sleg. Iewers, as 'n ou iets soek, lyk my om te koop, kan jy dit koop net waar jy wil. So hulle probeer nou blykbaar die Australiese wette omseil deur hierdie poppe te verkoop as mannekyne. Dis wêreldnuus hierdie mannekyne berig. O ja, hierdie het ek gemis van ou Trumpie. Ou Trump sê, hy het nou weer uitgekom en gesê die 2020 verkiesing was 'n totale bedrog geweest en hy sal die waarheid uitvind. Met ander woorde, al hierdie ander, Hillary, Obama en al hierdie lot is onder die oog. Hulle word opgehou, hulle word geondersoek. Jy kan name it, julle kan dit maar weet. As Trump so iets sê, dan weet julle, hy is besig met daai ding wat ek julle vertel het 'n maand of wat terug, van die domino's wat so val, een vir een. En daar's baie berigte oor die elite in die wêreld wat besig is om wat absoluut besig is om te skarrel as gevolg van die dinge wat Donald Trump doen. Baie sulke nuus. Wat ek so, hierdie was interessant. Parkeerareas in Suid-Korea moet nou afdakke kry en al hulle afdakke moet bestaan uit sonpanele uit. So hierdie ouens wil nou gaan green elektrisiteit kry in Suid-Korea. Trump was mos nou daar gewees. So hy het hierdie goed met hulle bespreek, guaranteed, ek kan dit vir julle guarantee. Die probleem wat ek het met sonpanele op parkeerareas en sulke goed, dit hang af hoe die sonpaneel uitgelê word, want mense in die geboue se oë kan verblind word, oë kan aangetast word deur die son wat skyn van hierdie sonpanele af.
Daar moet ook 'n manier wees om 'n sonpaneel toe te maak indien daar 'n groot wind, reën of haalstorm is om hierdie goed te beskerm. Anders al wat jy gaan kry die hele tyd is dat hierdie goed absoluut stikkend geslaan word. So miskien moet die helfte van 'n parkeergarage, parkeerafdak of wat ook al, met 'n sonpaneel toegemaak word en die ander gedeelte met 'n paneel wat kan oorskuif, outomaties kan oorskuif as daar probleme kom. Dis net my gedagtes. Maar Suid-Korea doen dit nou en dit is nou wet in Suid-Korea. As baie berigte in die nuus oor hierdie groot komeet, die 3I Atlas, wat besig is om deur ons sterrestelsel te beweeg. Piet, goeiemôre. Daar's baie komplotteorieë oor hierdie ding. Ek steur my nie daar nie. As God wou aliens gemaak het en sulke goed, sou hy vir ons gesê het in sy Bybel en hy sou vir ons voorberei het. So ek is nie 'n groot, ek hou van ruimtefiksie stories, moenie 'n fout maak nie. Jy weet Star Wars en sulke goed. Ek hou van sulke ruimtefiksie stories. Maar ek kan nie my indink dat daar in ons sonnestelsel of in ons selfs in ons sterrestelsel aliens is nie. Ruimtewesens of ruimtemannetjies is nie. Ek kan nie dit indink nie. Daar is eenvoudig wetenskaplike redes daarvoor. Byvoorbeeld die een naaste sterrestelsel aan ons is meer as 2 ligjare weg. En jy moet 'n fantastiese tegnologie hê om na ons toe te kom, om te kom kyk wat hier aangaan. Jy moet regtig waar warp speed tegnologie hê om hier uit te kom. Nou, dit is die een vraag. Die een probleem. Die ander probleem is, as jy so ver ontwikkel is in jou tegnologie, wat wil jy hier kom doen? Want as jy so ver ontwikkel is in jou tegnologie, ons is 'n afvallige planeetjie, hoe ver? Wat wil jy hier kom kry? Dis niks hier vir jou nie, wat jy nie op ander plekke kan kry nie. So, daai goed maak nie vir my sin nie. Dit maak eenvoudig nie vir my sin nie. So, E.T., go home. Dis wat ek sê. Selfe probleem wat in Suid-Afrika gebeur is besig om in Amerika plaas te vind op die Weskus en op die Suidkus. Hulle het onwettige trokdrywers daarso. En hierdie ouens is Indiërs wat onwettig trokke bestuur in Amerika. Die ouens kan skaars Engels praat, hulle kan glad nie die padtekens lees nie en hulle veroorsaak groot probleme. Daar was een trok wat 'n massiewe ongeluk veroorsaak het, wat ook nou baie opslaa maak in die nuus in Amerika. En dit is dieselfde ding in Suid-Afrika. Ons het onwettige immigrante wat trokbestuurders word hierso, want hulle is bereid om te werk vir 'n appel en 'n ei. En maatskappye stel hulle aan. En ons gaan daai verrotte kol nog uit hierdie land uithaal wanneer die tyd kom. Hierdie het my nie verbaas nie. In die VSA, Shia Moslems het hierdie vervarking in hulle geloof. En daar is moslim dokters wat onwettige operasies op meisies uitvoer in Amerika. Dit het nou aan die lig gekom en dit word nou oopgevlek en ontbloot daarso. Die islamitiese ideologie is 'n varkdrek ideologie, julle moet dit weet. 'n Moslim vrou aan daai kant het gesê, sy weet nie hoekom sy uit Egipte uitgevlug het nie, want dieselfde plakate, dieselfde protesaksies, dieselfde moslims sien sy in die strate van Amerika met die Muslim Brotherhood noem sy dit. Sy het gesê sy het gevlug van een ideologie waar die land absoluut vervrot geraak het deur hierdie ding na 'n land toe wat sy gedink het gaan beter wees vir haar, maar dieselfde goed word daar versprei. En ons gaan sien dat dit hierso begin 'n voete kry in Suid-Afrika ook, en dit is besig om vir my absoluut op te werk. China bou, hulle het natuurlik hierdie ding geleer by Donald Trump, hulle is besig om 'n 400 km heining te bou, tussen hulle en Myanmar en Laos en Vietnam, om onwettige immigrante uit te hou uit China uit. Griekse God in die bos, man, wie wil na China toe immigreer? Net mense uit Vietnam, Laos en Myanmar, want daai lande is vrekarm. Vrekarm. En hulle sal liewerste die onhumanitêre kommunistiese party van China hanteer as om in hulle eie lande te bly. Of hulle hoop om deur die land te trek om nog meer vryheid te kry.
So hulle bou 'n 400 km lange grensheining. Ons kan dit ook doen, maar ons wil nie dit doen nie, want ons wil Zimbabwe betrek as 'n staat van die federale alliansie. Piet, ek het mos al vir jou goeiemôre gesê, het ek nie? Of praat ek net te veel? Koffie met brood. Miskien praat ek te veel. Maar ek moet praat met koffie met brood, né? Kom ons kyk wat in Suid-Afrika gebeur. Is lekker hier in Suid-Afrika. Eskom het 'n masseersalon oopgemaak vir die salaris onderhandelaars in hulle maatskappy. Hierdie parastatal het 'n masseersalon oopgemaak. Is dit nie lekker nie? Piet, Rudy. Dis mos lekker, man. Jy kan nou 'n massage kry. Solank jy net seker maak dat wanneer jy praat oor salarisse met die werkers, dat jy dit afbring. Maar ons gaan vir jou lekker massage. Lekker, né? Lekker in paradys hier so in Suid-Afrika. Iemand het vir my 'n berig gestuur, ek kan nou nie onthou wie dit is nie. Van hierdie een swart ou se troue en jy moet kyk die Lambos en die Ferraris en die goed wat daar opdag. Man, is net te lekker. Hulle moet lekker party, dit gaan nie vir lank aanhou nie. Dit gaan nie vir lank aanhou nie, want ons sal daai karre vat en verkoop. En ons geld terugkry. Ek het hierdie berig gemis verlede week, maar in Pollsmoor tronk is 2 dood deur 'n mesaanval daar in die Kaap. Pollsmoor is in die Kaap. 2 dood is in 'n mesaanval. My vraag is, hoekom daar messe in die tronk? Selfde manier soos wat daar drugs inkom, en selfone inkom, en laptops inkom, en al hierdie goed. Ons tronkbewaarders is een van die korrupste groepe in die wêreld. Een van die korrupste groepe in die wêreld. Ek weet nie of julle hierdie berig gesien het van Kat Matlala. Hy het uit Medicare 24 bedank, nadat hulle 'n tender gekry het van 360 miljoen van die polisie. Miljoen rand tender wat hulle gekry het. Toe het hy uit Medicare bedank en net voordat hy bedank het, het hy hierdie tender gegee vir 'n besigheid in Durban. 'n Vrou van 29 jaar oud, swart vrou, wat geen ervaring in besigheid het nie, maar as 'n ou na haar foto's kyk wat geplaas is op Telegram, kan jy sien in wat sy ervaring sy het. Hy het nou gedink, hy gaan met hierdie 29-jarige prostituut, gaan hy nou the good life lewe. Hierdie Kat Matlala, ek is bly hierdie Makwanazi het uitgekom en sy mond begin uitspoel oor die polisie en hierdie goed wat plaasvind. Ek is bly, daar's 'n klein bietjie lig, maar dis nie die lig aan die einde van ons tonnel nie. Hierdie klein sporadiese ligpuntjies wat opduik, wys maar net hoe vrot ons eintlik is. Die 44 Afrikaner groep, wat dink hulle verteenwoordig die boere en die Afrikaners. Julle weet wie hulle is. Wat AfriForum aanval oor die goed wat AfriForum, die waarheid wat AfriForum praat oor Suid-Afrika. Die Kroukamps en daai tipe sleg drek. Want daai 44 Afrikaners is liberalistiese drek. En die leier wat daar die ope brief geïnspireer het vir hulle, Karen Burger, is ex-geheime diens. Mind games, politieke speletjies wat gespeel word deur hierdie mense, om vir ons besig te hou. Maar ons weet dit aangaan. Ons is nie stupid nie, man. Mind games. Daar gaan niks in Suid-Afrika aan nie, en ons moet eintlik ontslaa raak van al die Afrikaners. Lekker, né? Ons gaan kyk waantoe julle gaan skarrel die dag wanneer ons julle gaan uitsniffel vir die handskakies, mensdom verraaiers wat julle is. So hierdie vrou het baie jare vir die geheime diens gewerk. Ek het hierdie laaste berig wat ek het hierso van Suid-Afrika, het ek gelos vir laaste. Wel, obviously, het ek gelos vir laaste. Want ek kon nie glo nie. Die NG Kerk. Die grote kerk in die Kaap het op die 26ste Oktober 'n moslim laat preek
op Reformatie Sondag. Dis nou Sondag 'n week gelede. Het die NG Kerk van Suid-Afrika 'n moslim laat preek. Jy sien die Vrymeslaers het gesien, dit gaan nou nie meer help nie. Hulle beheer van die NG Kerk is Kubai. Die NG Kerk is klassiek. Hy is vol homoseksuele en lesbiese mense wat preek van die kansel af. Hy verteenwoordig al die Vrymeslaers tekens van die valles van Petrus of die Egiptiese god daarso in Rome tot al die songod simbole in die kerk. So daai gedeelte het die Vrymeslaers reg gekry om daardie tipe godsdiens, daardie tipe teologie in Suid-Afrika te vervrot. Nou het hulle 'n stapie verder gegaan. Nou bring hulle Islam in, hierdie ideologie, bring hulle nou in, om die kerk verder te vervuil. Hierdie is 'n waarheid, mense. Luister na my. Kom uit daai kerk uit. Bly daar as jy wil hel toe gaan. Bly daar. By all means. Gaan hel toe. Gaan net. Alright? Want jy is deel van Satans drek. Kom uit daai kerk uit as jy wil glo in die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom uit, hulle uit. Julle word gewaarsku. Ons het 'n paar weke terug gesien van 'n Sharia Islam groep wat probeer partystatus kry in Durban, in KwaZulu-Natal, en hoe hulle op die verkiesingsstembrief wil inkom. Hierdie is nie grappies nie, mense. Hierdie is nie goed, dit gaan nie met ons gebeur nie. Nee, dit is op jou stoep. Dit is op jou voordeur. Dit wat in ander lande gebeur, kom hiernatoe. Globalistiese beheer deur godsdiens, deur die ekonomie, deur landbou, deur al hierdie goed. Deur die klimaat, you name it. Johan Lou, goeiemôre, wat sê jy? Hierdie goed kom na Suid-Afrika toe. Hierdie goed is al reeds hier. Hoe lank wil ons in hierdie modder voortploeter? Hoe lank? Ons is vryburgers. Het jy al jou federale alliansie gelde betaal, die wat lid is? Die wat nog nie lede is nie, sluit asseblief aan. Hoeveel keer moet ek dit sê? Hier op koffie met brood. Ek het daarom nog so 'n derde koppie koffie oor. Sluit aan, mense, word 'n vryburger, né? Word deel van 'n groep wat besig is om stadig maar seker dinge te verander. Ons doen dit stadig, so suurdeeg. En op God se tyd, 1 Konings 18, die tyd van die offer, op God se tyd, dan kom die deurbraak. Dan kom die deurbraak. Fantastiese dag vir julle verder. Ons is mos eers vryburgers, dan is ons boere Afrikaners en dis meer. En saam met God maak eendag mag, as nie 'n ander manier nie. 'n Baie geseënde maandag vir julle. Staan sterk hierdie week. Kom ons kyk hoe dinge vorentoe loop. Alles wat mooi is.